Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Vanoggend wil ek met jou daaroor praat dat God in beheer is van deure wat oopgaan of toegaan in jou lewe en dat ons baie fyn moet luister hoe hy ons lei deur sy Heilige Gees. Handelinge 16, daarvan af vers 6, praat die woord daarvan dat hulle deur die land Frigië en Galasië gegaan het, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om in Asië die woord te verkondig. En toe hulle by Missie kom, het hulle probeer om na Bithynië te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie. En so het hulle dan Missie verbygegaan en na Troas toe afgekom. Nou, dit is baie interessant hoe die Heilige Gees vir Paulus gekeer het vir 'n sekere tyd. En as jy kyk na wat die werk van die Here gedoen het, die boodskappers, die apostels, dan is dit baie interessant om die hand van beskerming te kan sien, wat die Here uitgestrek het oor hulle, soos wat hulle beweeg het. En waar hy hulle gestop het, letterlik waar hulle dan regs moes gegaan het, na Bithynia toe, en daar het hy weer gestop in die later jare, sou Paulus daar in Asië die grootste werk gebring het. Nou kan ons vra, maar hoekom kon hy nie van die begin af net uitgekom het, daar waar hy die grootste werk moes verrig het nie? Hoekom moes daar soveel kere 'n stop gekom het in wat hy gedoen het? As jy mooi kyk, was Apollos eers nodig gewees, kan jy sê, om die grondwerke te doen. Maar Paulus en Barnabas eers benodig is in die koninkryk van God, waar hulle 'n belangrike taak moes verrig het. En dan sal jy ook sien dat hulle ook nog nie heeltemal gereed was vir hierdie letterlike geestelike oorlogvoering wat sou plaasvind, waar Paulus sy grootste sendingwerk gedoen het nie. Baie keer weet ek en jy nie watter pad ons moet vat nie. En tog sê die woord vir ons sal agter ons 'n stem hoor wat vir ons sê, moenie hier langs gaan nie, maar gaan daar langs. En dat ek en jy in die oggende, of wanneer ons in ons binnekamer is, kan bid en kan vra, Here, sluit asseblief elke pad en deur waar U weet ek nie moet ingaan nie. En dat ons duidelik vir die Here sal vra, wys ons, gee ons U rigting. En as jy wel besig is om 'n pad te loop, en jy's besig in jou calling, dat jy daardie pad sal loop in gehoorsaamheid, totdat jy letterlik duidelik hoor in daardie gehoorsaamheid of jou rigting moet verander. Ons kan baie keer sê, die Here het vir my gesê, of mense kan sê, die Here het vir hulle gesê, maar is dit werklik die Here wat dit gesê het? En daar is 'n baie fyn onderskeid wat ons daar moet tref. Hoe gaan ons dit regtig weet? As jy kyk na Filippense 4, dan praat hy daarvan, dat jy vrede sal hê, in jou verstand, maar in jou hart ook, dat Christus Jesus daar die wag sal hou. En dat jy hierdie gebed van geloof, in geloof, aanhoudend met 'n hart sal bid, wat selfversekerd is, soos wat Dawid vir ons geleer het, hoe hy gebid het, waar hy gesê het, deursoek my, ondergrond my, Here, kyk of ek op die beproefde pad is, lei my op die beproefde pad, weg van die pad van smarte af, dat hy daar duidelik gesê het, dat hy nie 'n hart sal hê
wat in 2 is nie. En dat ons glo, dat soos wat deure links en regs toegaan in ons lewe, dat ons eintlik baie duidelik die pad sien, wat die Here wil hê, ons moet loop. Net soos wat Paulus by Troas moes uitgekom het, is daar ook tussen hakies 'n Troas, waar ek en jy moet uitkom. En dan sal ons wees op die plek, waar ons moet wees, op die regte tyd. Nou iets wat ek in my lewe baie gereeld gebid het, in die bediening, en bid was die volgende: Here, baie dankie dat U my in verbinding sal bring met die regte mense, op die regte tyd, op die regte plek. Dat ek sal wees op die regte tyd en die regte plek. Dit is hoe ek gewoonlik geweet het, waarna toe die Here my stuur. En wanneer daardie oproep gekom het, dat ek hier of daar moet gaan bedien het, kon ek dadelik al geweet het, of hierdie van die Here is, en of het nie van hom is nie. So, kom ons let op, dat daar met ons sal praat. 3 stemme. Dit sal wees die stem van die Here, wat nie aanhoudend gaan praat nie. Die stem van die vyand, wat aan mekaar met jou sal praat, om jou de mekaar te maak. En dan jou eie stem, dat jy jou eie wil so graag wil hê, en daarvoor moet ons versigtig wees. Want baie keer is ons in staat om ons wil te kan deurvoer. En dan sal ons sê, maar dit was 'n oop deur. En dan was dit ons oop deur, maar nie die deur wat die Here oopgemaak het nie. So as ek vir jou vanoggend communion wil bedien, dan wil ek dit doen uit my hart uit, om die volgende vir jou te bid. Vader, baie dankie vir die bloed van Jesus. En Here, ek bid oor hierdie luisteraar, sy gedagtes en sy hart, U bloed. Dat U bloed die hart en die gedagtes sal beskerm. Here, sodat hierdie persoon wat luister en dit nodig het, Here, om by tussen hakies hulle Troas uit te kom, duidelik sal hoor wat U stem sê. Here, dat ons weet, U bloed is vir ons en nie teen ons nie. En U sal ons lei in gees en in waarheid. Want Here, U is die weg, die waarheid en die lewe. U is daardie weg, Jesus. U is daardie waarheid, Jesus. En U is daardie lewe, Jesus. Dankie ook, Here, vir U liggaam. Here, dat ek kan bid waar vorige beserings was aan gehoor, waar ons verkeerd gehoor het. Heilige Gees, dat U deur daardie gehoorkanale van ons gees sal gaan, en dat ek kan bid, U vra dan, dat ons geestelike ore geopen sal word, dat die verstandsoë verhelder sal word van ons verstand, Here, sodat ons genesing kry, Here, dat U aan ons oë sal smeer, salf, Here, dat ons sal kan sien. Dankie, Jesus. Amen.